Goeiedag vriende, gegroet is u elkeen in die wondernaam van ons Here Jesus Christus. Weer eens Theo hierso. Welkom u wat hier ingeskakel is op die program vandag. Geseënd is u, en u wat die boodskap op ander maniere kry, geseënd is u ook. Vriende, ons wil vandag praat oor die eerste en die grootste gebod. En as die Here wil, gaan ons ook praat oor die wet van liefde. Maar voor ons enigszins verder gaan, kom ons bid eers saam. Here God, in Deuteronomium 30 vers 6 sê hy, die Here jou God sal jou lewe, en die lewe van jou nageslag aan hom wy, sodat jy hom sal lief hê met hart en siel. Verder, Vader, het jy gesê dat jy wil hê ons moet lief hê met ons hele hart en ons hele siel, ons verstand en alles wat daarin is, en ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Maar dankie Here, dat ons nie op onsself hoef staat te maak nie, maar dat U ons bemagtig en bekragtig om 'n lewe van liefde te lei. Help my dan ook om vandag hierdie boodskap af te lewer, o Here. Op so 'n manier dat dit aanvaarbaar, betekenisvol sal wees vir broer en suster, vir elke mens wat daarna luister. Vra dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, God wil hê ons moet hom lief hê. Maar ons moet ook mekaar lief hê. Maar weet jy, as ons kyk na die woordjie liefde, dan is dit 'n vrug van die Gees, waarvan ons lees in Galasiërs 5 vers 22. En alle liefde wil aanvaar word, en self ook liefde ontvang. En soos die woord sê, God is liefde. So God wil hê ons moet hom lief hê. God het 'n eindelose, vurige begeerte na ons liefde. Die liefde met ons hele hart, met ons hele siel, ons hele verstand. Maar die woord van God sê vir ons in Jeremia 17 vers 9, bedrieglik bo alle dinge is die hart van die mens. Nou waarom is die mens dan so? Waarom doen ons al die verkeerd? Waarom leef ons so verkeerd? Broers en susters, dit is omdat ons verlei is, gebore in sonde. Ons voorvader Adam en Eva is verlei deur die Satan. En deur hom het die sonde in die wêreld ingekom, en so is ons almal nou gebore in sonde, vol van ongeregtigheid, en wil ons maar geneig wees om die verkeerd te doen. Maar God vra dat ons hom met 'n eindelose liefde moet lief hê. Maar hoe kan ons hierdie toestand bereik? Wel vriende, op dieselfde manier waarop ons verlossing ontvang, deur geloof. Hoor wat sê Paulus hier so in Galasiërs 2 vers 20. Hy sê, die lewe wat ek nou hier op aarde lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het. Wanneer ons op God wag en onthou met watter brandende begeerte God daarna gestreef het om ons liefde deur die gawe van sy Seun te wen, sal ons in staat wees om te besef, God het 'n sterk en eindelose verlange na die liefde van ons hart. God het gekom en hy bewys sy liefde aan ons daarin dat hy sy Seun, Christus, laat sterf het, toe ons nog sondaars was, sodat ons met die Vader versoen kan word.
Maar vriende, omdat ons gebore is in sonde, soos enige en elke ander mens, sit ons met ons harte wat verblind is. Jy sien, ons harte is blind en duister. En ons loop gevaar om te vergeet dat God elke dag vol verwagting daarna iets sien om sy kinders sy liefde te ontvang. Baie mense lewe sonder gebed. Hulle lewe asof daar geen God is nie. En tog het God alle mense lief. Die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Paulus sê daar in Titus 2:11 dat die reddende genade van God het tot alle mense gekom. So daai liefde wat God het, wat die hinker in sy hart, daardie vurige begeerte na ons liefde, is vir elke mens. Vriende, God wil hê ons moet in verhouding met hom leef. Jy sien, as ons eers begin glo dat God het 'n hinkering na ons liefde, en ons besef hoe lief hy ons het, en die opofferings wat hy gemaak het om in liefde en in 'n liefdesverhouding met ons te lewe, sal ons gretig wees om tyd saam met hom deur te bring. En sal ons nie leef asof daar geen God is nie. Baie mense sê ek is 'n Christen, maar jy sien hulle nie in die kerk nie. Ek is 'n Christen, maar hulle lees nie Bybel nie. Ek is 'n Christen, maar hulle hou nie stilte tyd nie. Hulle weet baie van God en van die Bybel. Hulle het kennis, maar is nie in verhouding met God nie. Hoekom? Want bedrieglik bo alle dinge is die hart van die mens. Die vlees van die mens. Hy bedink die lelike dinge. Die werke van die vlees waarvan jy lees in Galasiërs 5:19 is lelike dinge. Maar God wil ons red en genees. Hy wil ons sondes wegneem. Hy wil ons verander. Hy wil ons vul met sy gees, sodat ons die vrug van die gees kan dra, sodat ons vol liefde kan wees, vrede kan hê, vriendelik kan wees. U ken die 9 vrug van die Heilige Gees. Maar ons harte is blind en duister. En daarom loop ons hierdie gevaar om te vergeet dat God elke dag uitsien daarna om in verhouding met ons te wees. Daarom wat Jesus se eerste preek was, kom tot bekering, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Wat Jesus eintlik gesê het, man, jy's gebore in sonde, jy's op pad weg van my, draai om en kom terug na my toe, want ek wil jou was met my bloed, ek wil jou reinig van alle sonde en alle ongeregtigheid, ek wil my gees in jou laat sit, ek wil jou met die Vader versoen, ek wil jou naam laat skryf in die boek van die lewe, sodat God jou kan regverdig, en ek wil jou leer wat ware liefde is. Ek wil jou my gees gee, wat jou die vrug sal gee wat pas by die bekering, want dit is die wil van my Vader, die hele redding. Vriende, as ons die dinge glo, sal ons gretig wees om na God te draai en tyd saam om deur te bring en hom te vra om sy lig in ons hart te laat skyn. Net soos die son gewillig is om sy lig en warmte te gee, as ek dit maar net wil ontvang, is God 1000 maal meer gewillig om die lig en die gloed van sy liefde in my hart uit te stort. Hy sê nader tot God en hy sal tot jou nader. In die Ou Testament gee God ons 'n belofte van sy nuwe verbond. Hy sê ek sal julle reinig. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Esegiel 36:25 tot 26. Vriende, om ons liefde te wen,
het God sy gees, sy seun gegee, om vir ons te sterwe. Daarom pleit ek by jou vriend en vriendin, draai om na God. Kom tot bekering as jy nog nie tot bekering kom nie. En soos Jesus sê in Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, want daarna sal alles bygevoeg word. Maak tyd vir God. Maak tyd vir stilte tyd. Maak tyd om Bybel te lees. Maak tyd vir gebed, sodat jou geloof versterk kan word. Want die God wat my liefde begeer, wat jou liefde begeer, is almagtig. En hy sal sy liefde in ons harte uitstort deur die Heilige Gees, en ons liggame word dan die tempel van die Heilige Gees van God. 1 Korintiërs 6:19. As ons maar net kon verstaan, daar is niks op aarde wat naby hierdie ondervinding kom om in verhouding met God te leef nie. Sou ons dan nie elke dag tyd maak en God se begeerte vervul en met groter sekerheid glo nie? Moet ons dit nie doen nie, vriende? Jy sien God wat so vurig na my liefde smag. As ek na hom toe kom, sal hy deur sy gees in my werk en my ook die begeerte gee om hom met my hele hart lief te hê. Hy sal my in staat stel om my liefde te bewys deur sy gebooie te gehoorsaam. Hoor wat sê die Here in Jakobus 2 vers 8. As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou, soos dit in die skrif staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle reg. Toe ons Here in antwoord op die vraag, wat is die heel grootste gebod, geantwoord het, sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, die hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag, het hy bygevoeg. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, Markus 12 vers 28 tot 31. Besef u vriende, God is nie net liefde nie, hy smag na liefde, en hy wil ons verander om ook liefdevolle kinders van hom te word. Hierdie twee opdragte, of sal ek sê, hierdie twee gebooie bevat beide dieselfde werkwoord, naamlik lief hê. In die hemel by God, en ook vir mense op aarde, is liefde die allerbelangrikste. Die Christense liefde vir sy medemens, my broer en suster, het meer as een doel. Dit openbaar aan ons eie natuur soos deur God aan ons gegee, naamlik dat ons onsself moet lief hê. Dan vermaan dit ons om ons naaste lief te hê soos onsself. Die Christelike godsdiens leer ons om ons medemens lief te hê, omdat God hulle lief het. Om te vergewe, omdat ons vergewe is. Elke mens, hoe laag en gemeen hy of sy ook al is, het deel aan God se barmhartigheid en liefde. Want ons is almal na God se beeld geskape, volgens Genesis 1:26-27. Ek en jy moet dus ons naaste lief hê, nie net omdat hy of sy my medemens is nie, maar omdat ek God se beeld in hom en haar sien, en omdat God hulle lief het. Soos wat God alle mense lief het, selfs sy vyande. Net so, nie meer nie,
nie minder nie, moet ek almal lief hê. Ek moet genade bewys, net soos die Vader aan my genade bewys. Ek moet my Vader in die hemel leer hoe om lief te hê. Daarom moet ek in verhouding met God wees. Ek moet elke môre opstaan, ek moet stilte tyd hou. Ek kan dwars deur die dag met God praat. Soos die kortste vers in die Bybel 1 Tessalonisense 5:7 sê, bid gedurig. Vriende, ek moet my by Vader in die hemel leer wat dit beteken om 'n liefdevolle persoon te wees. Ons gee nie liefde nie, omdat iemand dit verdien nie. Ons gee liefde, omdat God wil hê ons moet dit doen. Soos ek gesê het, ons moet genade bewys, net soos die Vader in ons genade bewys het. Ek moet bid vir my vyande, want hulle is my naaste. Die Christelike geloof sê dat die Christelike liefde vir alle mense kan nog hoër gaan. God het ons deur genade aan hom versoen, sodat hy sy liefde in ons harte kan uitstort. Vriende, dit is die wet vir elke kind van God. Dit is die koninklike wet van liefde. Ek en jy moet nie kies en keer wie ons wil lief hê nie. Ons moet almal lief hê. Ons moet ons medemens lief hê met dieselfde liefde waarmee Christus hom lief het. En nou, vir nog een gedagte. Net soos Christus in sy groot liefde 'n sterwende en 'n ellendige wêreld verlos het, moet almal wat die liefde ontvang het, ook hulle self gee om alle mense lief te hê. Hulle moet hulle lewe daaraan toewy om ander deelgenote te maak van hierdie groot heerlikheid. Vriende, hierdie is 4 redes waarom jy jou medemens moet lief hê. Bevat dit nie in goddelike gesag en onweerstaanbare krag wat ons dwing om hierdie Christelike naaste liefde in al sy heerlikheid te openbaar nie? Ja. Die Here, as jy na die Here toe draai en jy vra, Here, meer van U, minder van my, dan vra jy eintlik, Here, verander my. Ek bid altyd en ek vra, Here, ontledig my van myself, vul my met die Gees, sodat ek kan lewe, soos U wil hê, ek moet lewe. Weet jy, my vriend en my vriendin, besef jy dat jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. As jy vir Jesus gevra het om jou te red en te reinig, dan doen hy dit. Want hy het gesê in Johannes 6:37 dat elke mens wat na hom toe kom, sal hy red. En nadat ons gered is, wil die Here hê ons moet heilig maak en najaag. Hy sê in 1 Tessalonisense 4 vers 3 en 4, want dit is die wil van God, julle heilig maak. Dat julle moet onthou van hoerery, en dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou in heiligheid te eer en te besit. Maar daar is ook 'n ander hoerery waarvan in die Bybel gepraat word. En dit is as ons agter die wêreld aanhardloop. Die dag wanneer jy vir Jesus vra om jou te red en jy word gered en gereinig, dan kom woon sy Heilige Gees in jou. En dit is hy wat jou help om te doen wat God wil hê jy moet doen. Hy sê in 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20, hy sê, of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle is,
wat julle van God ontvang het, en dat julle nie meer aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame, en in julle gees, wat aan God behoort. Maar God wil ook hê, ons moet ons naaste lief hê soos onsself. Maar wie is my naaste? Vriende, jou naaste is alle ander mense. Ongeag taal, ras, wat dit ook al is. Laat ek jou genoem net so 'n paar goddelike waarhede gee. En nommer 1 is dit, God se onuitspreeklike liefde is iets wat mense verstand te bowe gaan. Dit is nie 'n liefde wat afhanklik is van ons prestasies, fout of tekortkominge nie. Dit is 'n liefde wat hy vrylik en onvoorwaardelik gee. God se liefde is oneindig en onveranderlik. Jeremia 31:3 sê, ek het jou lief met 'n ewige liefde, daarom het ek jou met goedertierenheid getrek. God se liefde het geen begin of einde nie. Dit was nog altyd daar en sal nooit ophou nie. Dit verander ook nie soos mense se liefde soms verander nie. Onthou ek het net Romeine 5:8 vir jou gegee wat sê, God bewys sy liefde deur sy seun Jesus, want God bewys sy liefde aan ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. So God het sy liefde ten volle getoon toe hy sy seun gegee het, om vir ons sondes te sterf. Dit is die grootste bewys van liefde wat daar is. 'n liefde wat bereid is om te sterf vir die geliefde. So wil God ook hê, ons moet mekaar lief hê. Want met dieselfde liefde wat Christus vir ons gehad het, dat hy bereid was om vir ons te sterf, sê 1 Johannes 3:16, moet ons bereid wees om ook dieselfde liefde vir mekaar te hê. 'n liefde wat bereid is om te sterf vir die geliefde. Vriende, weet jy dat niks kan ons skei van die liefde van Christus nie. Nie dood of lewe nie, nie engele of magte nie, nie toekomstige of teenswoordige dinge nie. Ons kan nie van die liefde van Christus geskei word nie. Sy liefde is sterker as enige omstandighede of beproewinge. Sy liefde bring verandering en herstel. En wanneer iemand God se liefde ervaar, bring dit genesing vir gebroke harte en hoop vir die toekoms. Dit verander mense se lewens, want dit vul die diepste leemtes in die menslike siel. God wil hê, ons moet ook met daardie selfde liefde deur die lewe gaan. Hoe moet jy reageer op God se liefde? Aanvaar dit met 'n oop hart. Moenie probeer dit verdien nie, want dit is 'n gratis gawe van God. Want uit genade word jy gered, nie deur jou werke nie. En dan leef in sy liefde deur om te vertrou en gehoorsaam te wees. Deel sy liefde met ander, sodat hulle ook die wonder van sy genade kan ervaar. Want God se onuitspreeklike liefde is 'n skat wat nooit uitgeput raak nie. Vriende, ek wil afsluitend vir jou sê, leef in die liefde van die Here. Dat jy met God lief hê, maar ook jou naaste lief hê. Mag dit elke dag jou vul met oorvloedige liefde. Mag God met jou wees. My broer, my suster, ek en jy moet elke dag in die liefde van ons God lewe. Kom ons bid saam. Here, ons buig voor U neer. Ons is so afhanklik van U, want ons is so baie
eie sinnig en eie geregtig. Ons wil kies wie ons wil lief hê en wie ons nie wil lief hê nie. Ons lewe baie keer, Here, asof U nie bestaan nie. Ons vra U vergewe ons. Vervul ons met 'n brandende begeerte, wat ook U begeerte is, dat met ons harte ons mense sal lief hê. Vul ons met U liefde, Here. Graveer U liefde. Nee, Here, stort U liefde in ons harte uit. Verander ons en help ons, o Here, om in liefde te lewe elke dag. Seën dan die woord, seën ook elke broer en suster. Ek bid en vra dit met danksegging, Here. Amen. So het Gods wil is, dan gesels ons weer, vriende. Seënde dag.